En wat ek vanoggend met julle wil deel is nie 'n woord uit die Bybel nie, want ek glo julle kry goeie prediking van die kansel af, maar ek wil vir julle kom vertel wat aangaan in die veld. En vir julle sê God is aan die werk. En ek weet jy mag dalk dit nie glo nie, want jou probleme en uitdagings is regtig waar baie groot en jy dink God het ophou werk. Ek staan vanoggend voor jou om vir jou te sê God is aan die werk en die vraag vir jou is jy ook. Ek weet dit mag moeilik wees om te glo, maar volgens die statistieke is 42% van die wêreld, 40% plus nog onbereik. Dit word geklassifiseer as onbereik. Wat beteken dat daar is nie 'n gevestigde evangeliese kerk wat 'n getuienis is, wat 'n getuie dra in die wêreld nie. En ek wil jy moet veral kyk hier op die kaart, hy's nou mooi groot hier vir jou, na die groen gedeeltes. En jy sal nou baie duidelik sien, Afrika, 'n groot gedeelte van Afrika in die suide is groen, insluitende Suid-Afrika. Want ek weet, die geliefdes van ons sê vir my baie, Martin, hier's baie werk hier by ons. Ons het so baie om te doen hierso. Waarvoor moet ek nou daar aan die ander kant in die wêreld geld gee en gaan en jy's heeltemal reg. Maar ek wil net vanmôre 'n beroep doen en net vir jou sê, moenie vergeet dat hier waar jy is daar op elke hoek 'n kerk beskikbaar. Dat hierdie bevolking sal vir jou sê 70% ons is Christene. Nou ons weet dis nie almal wedergebore Christene, maar hulle identifiseer met die Christen geloof. Waar ek vandaan kom, as jy mooi kyk op die kaart, is 'n geel gedeelte wat vir jou sal sê die kerk is nog nie so goed gevestig nie. Ek kom uit 'n rooi gedeelte in Turkye wat totaal en al onbereik is. En ek wil net met hierdie kaart in jou gedagte hou wanneer ek met jou vandag deel wat God besig is om te doen. En ek wil tog net my vrou ook vra om my aan te sluit vir 'n oomblik. Want wanneer ons kyk na die syfers, die statistieke in die wêreld, is daar net 3 sendelinge vir elke 1 miljoen moslems. Jy kyk vandag, ek dink ons moet net hier so mooi staan dat ons sien 'n pragtige vrou. My vrou kom net uit 'n groot rugoperasie, is 'n wonderwerk dat sy hier so staan saam met ons vanoggend. En ons is Here dankbaar. Ja, al die lof aan die Here. Sy het so lank pyn gehad en ons het eers geweet of sy hierdie reis hiernatoe gaan maak nie. Maar julle kyk vanoggend na die enigste 2 sendelinge in die wêreld wat Frans praat en Turks praat en onder 1 miljoen Turke werk in Frankryk. Daar is niemand anderste in die wêreld wat doen wat ons doen nie. En dis nie omdat ons dit so gekies het nie, baie het gekom het gegaan, maar nie gebly nie. En ek is die Here dankbaar vir die familie wat hy vir ons gegee het. Ons het 3 seuns, ek weet nie of jy gou 'n oomblik ietsie wil sê van hulle nie. Julle, dis regtig 'n voorreg om hier te wees. Ons het nog nie geland nie. Ons is maar nog net 2 vars daggies hierso. So vergewe ons as dit 'n bietjie te mekaar gaan met Afrikaans, Engels, Turks en Frans. Maar anyway, hierso is ons kinders. Ons het pragtige 3 seuns. Ons oudste seun is 33. Dan het ons een, sy naam is Martin Junior. Links van my en regs van my. Regs van my is Benjamin. Hy is 30 en hy is in die Kaap en Martin Junior is in Nelspruit. En dan het ons vir Samuel en Nelly. Samuel is 26, hy is nou onlangs 5 maande terug getroud met Nelly. Sy's 'n Russiese meisie wat hy ontmoet het op die OM skip, Logos Hope. En ons is die Here baie dankbaar dat hy ook nou in Suid-Afrika is en hy het 'n baie goeie werk gekry in die Kaap as 'n argitek. So ja, al 3 ons seuns in Suid-Afrika. En ja, ons gee die Here al die eer vir hulle al 3 wat goeie werk het en wat baie gelukkig is in Suid-Afrika. Baie dankie. Dankie Engel. Ek wil julle moet verstaan dat
Ja, ek en Dion het so 'n bietjie gesels in die begin. Ek sal môre terugtrek Suid-Afrika toe. Ek's baie lief vir die land. Ek hou van die sonskyn. En toe ek en Petro die roeping gekry het vir Frankryk, was dit nie iets wat ons gesoek het nie. Inteendeel, ek kom met 'n agtergrond. Ek was 'n vingerafdruk deskundige en 'n fotograaf in die polisie. Petro was 'n chef in die lugmag. Ons het nooit gedink om in die voltydse bediening in te gaan nie. Teologiese skool toe, tydens die studies, die Here ons baie duidelik geroep om in Turkye te gaan kerk plant. En in 1993 is ons Turkye toe. Die taal geleer, ons het gedink ons gaan ons lewens aflê daar. En ons het deur die genade van die Here 4 gemeentes geplant in die suidooste van Turkye, waaronder Tarsus, waar Paulus vandaan kom, kon ons 2 gemeentetjies geplant het. Maar ons verhouding met die Turkse regering was nie baie goed nie, en na 14 jaar het hulle gevoel, ek het heeltemal misbruik gemaak van hulle gasvryheid, want hulle het so nou en dan vir my gratis oornag akkommodasie gegee, en hulle het vir my baie koppies tee gegee, en altyd 'n oogie gehou om te kyk of ek veilig is, en hulle voel ek het dit toe 'n bietjie misbruik na 14 jaar en ons gedeporteer, terug Suid-Afrika toe, en 6 maande later is ons as 'n familie getref deur 'n groot terugslag, toe my spanmaats in Turkye, in die stad Malatya, wreed vermoor is, in my kantoor, deur moslem ekstremiste. Ons is dadelik terug om die begrafnisse by te woon, en toe ons in Istanbul op die lughawe aankom, is ons onmiddellik gearresteer en weer terug gedeporteer. En die storie is in hierdie boek, Op die rand van die paradys, en jy is welkom om die boek te kry vanoggend. Ons vertel ons storie, eenvoudige familie uit Daspoort, Pretoria. Wie weet waar is Daspoort in Pretoria? Dis waar ek my wortels geskiet het, so trots op my ma wat ook hier saam met my is. Dis waar ek groot geword het. En hoe die Here ons gebruik het toe ons in die geloof uitstap, om vir hom 'n instrument in sy hande te wees. Terug in Suid-Afrika, toe is ons nou hier, ons wil nou ons wortels skiet, en ek was op die punt, na 'n paar jaar in die land, om 'n beroep te aanvaar na een van die grootste charismatiese gemeentes in Pretoria, as hulle sendingpastoor. En die telefoon lui, en dit is die direkteur van OM Frankryk. Ons werk saam met Operasie Mobilisasie, OM, al vir 32 jaar. En die direkteur, Jan, sê vir my, Martin, weet jy dat daar 1 miljoen Turke in Frankryk is? Ek sê vir hom, Jan, nee, ek het geen idee nie, en ek het ook geen belangstelling nie. Hy sê vir my, Martin, weet jy dat niemand reik uit na die 1 miljoen Turke nie. Daar's niemand wat uitreik. Niemand weet hoe om uit te reik na hulle. Is moeilike mense, is moslems. Hulle weet nie om uit die Franse kerk weet nie om uit te reik na hulle toe nie. En ek sê vir hom, Jan, weet jy, man, ja, dis nie my probleem nie. Ek is klaar met die Turke. Die Turke het my groot hartseer gegee. My vriende is vermoor. Ek is in die gevangenis gegooi, toegesluit soveel keer. Ek is klaar met die Turke. Maar Jan, weet jy, ek sal gaan bid daaroor. En dit was 'n fout. Jy moet nie bid oor hierdie goeters nie. Jy weet mos. Ek sê vir hom, Jan, weet jy, ek is 46 jaar oud, ek kan nie Frans praat nie, ek hou nie van Europa nie, die son skyn nie daar nie, die weer is mislik, en die mense, ja, ek hou nie van die Europeërs nie, en ek is baie gelukkig in Suid-Afrika, ek is op die punt om 'n beroep te aanvaar hier by 'n gemeente wat regtig iets is wat ek wil doen, maar ek sal gaan bid daaroor. Sit die foon neer, Petrus, aan die einde van 'n 40 dae vas, vra vir my, wie was dit? Ek sê, ja, dit is die storie, dis Jan. Sy, wat as jy haar ken, sal weet, dis nie uit haar eie uit nie. Sy sê vir my, ons moet gaan. Dis die Here, hy roep ons. Ek tog, vrou, wat's fout? Is jy alright? En nou ja, toe, lang storie kort, in 2012 is ons Frankryk toe. Nie 'n woord Frans, ek kan nie eers een sinnetjie gemaak het in Frans nie. Taalskool toe vir 1 jaar lank. Nou, jy mag dalk dink, dis nou maklik om Frans te leer, maar ek so een ding vertel, was een van die moeilikste tale wat ek in my lewe moes, my 4de taal. Ek het gedink Turks was moeilik, maar Frans was 'n nagmerrie. Nou nog as ek op die kansel staan, dan sê ek vir die mense, julle moet verstaan, ek was baie oud toe ek eerste keer Frans moes leer,
En julle is baie welkom om my te korrigeer as ek verkeerde verbuigings gebruik, en ons het gewoonlik 'n baie interaktiewe preek. Ek onthou die eerste 6 maande op die taalskool, as ek winkel toe, en dis oor Kersfees, en ek wil ietsie koop vir Petro, en hulle het so die gebruik in Frankryk by die groot winkelsentrums, daar is ook al tafels oor Kersfees, dat hulle jou geskenkies toedraai vir gratis en so aan. En daar is so 'n pragtige Franse meisie wat agter die tafel staan, en sy draai hierdie pakkies toe, en ek vra toe vir haar, sy verstaan wat ek wil sê. Nou na die tyd wil ek vir haar sê, baie dankie, jy het 'n mooi pakkie toegemaak. Dankie vir die mooi pakkie wat jy gemaak het. Nou in Frans, as enigiemand Frans hierso ken of praat, prys die Here, dis fantasties. Maar die woorde etge en au revoir, of dis 'n bietjie to have and to be. As jy hom verkeerd buig, is jy jou bietjie in. En ek verbuig hom verkeerd, die verkeerde een verbuig ek verkeerd, en ek wou vir haar gesê, baie dankie vir die mooi pakkie wat jy gemaak het, en ek sê toe vir haar, jy is 'n mooi pakkie. So, dit was my Franse ervaring. Dis die bevolking van Frankryk. En ek wil net hê jy moet verstaan, baie van ons het 'n bietjie 'n kritiese oog met wat in Suid-Afrika op die oomblik aan die gang is. Maar ek wil net hê jy moet hoor vanmôre hier van iemand wat nou vars uit Frankryk uitkom. Dit gaan nie so goed met die ekonomie nie. Die Franse ekonomie word geprojekteer om hierdie jaar te groei met 0,6, 0,7%. Teenoor Suid-Afrika, wat hulle sê 1,4, ek dink we gaan almal baie bly wees as dit net 1% is, nee. Ja, dis nog steeds hoër as Frankryk. Die nasionale skuld per GDP, jammer ek het nie Afrikaans nie, in Frankryk is 115%. Griekeland, wat in groot chaos was 2 jaar terug, so 165%. Hoeveel is Suid-Afrika? 75%. Ek weet, dalk het jy dit geweet, miskien nie. Maar ek wil sê, ten spyte van alles wat ons hoor, deur die genade van God, dit kan beter gaan, maar op ander plekke gaan dit baie keer erger. Toe ons in 2012 met die taalskool klaarmaak, en ons begin met die bediening, want ons is nou geroep vir die Turke, die jaar taal agter die blad, Frans. Jy het Frans nodig om weg te kom in die land. Toe is daar een Turks sprekende gemeente in die suide van Parys. Hulle kom uit 'n ortodokse agtergrond van die stad Antiochië, en hulle is so 'n familietjie van 15 mense wat by mekaar kom, twee keer 'n week, en ons het by hulle ingeskakel, om hulle te bemoedig, om te kyk hoe ons die res van die werk kan laat groei. En ek staan voor jou vandag, as 'n sendeling wat moet bely. Na 13 jaar in Frankryk het ek geen groei gesien in my bediening nie. En ek kan nou verstaan hoekom julle ophou support het. Ons sal nog daarby uitkom, nie worry nie. Ons het 'n ontploffing beleef. En ek weet nie hoe om by te hou nie. Want God is aan die werk. En ek moet net agter hom aanhardloop om by te bly. Ek beleef God as 'n Vader wat so opgewonde is, wat so gretig is om iets te doen in die land van Frankryk, onder die Turke, onder die Franse. Hy soek net iemand wat gewillig is om saam met hom te kom werk, sodat hy sy werk kan doen. En ek en Petro is nou maar daai slagoffers. En ons moet hardloop om by te bly. Elke kolletjie wat jy sien op die kaart, van daai kaart, en onthou hierdie kaart, ons gaan terugkom na aan toe, is 'n Turks sprekende geloofsgemeenskap, wat geplant is, wat by mekaar gekom het, of direk deur ons betrokkenheid, of indirek, wat reeds aan die gang was, ons het later bygekom om hulle te help, wat gegroei het in die afgelope 13 jaar. So 'n paar jaar gelede, goeie 4 jaar gelede, kry ek 'n oproep van iemand in Évreux. Dis nou een van die dorpies daar met 'n rooi kolletjie noord van Frankryk. Martin, jy moet kontak maak met hierdie man, Jitwart. Hy het op Facebook my gesien en begin
uitreik, en gesê, hy stel belang in die Christen geloof. Ek het vir Jedward ontmoet in 'n park, en ons het begin saam Bybelstudie doen. Jedward is 'n Armeense Turk van Istanbul. Nou as jy enigstens die Armeense geskiedenis ken, sal jy weet, hulle het geweldige vervolging beleef. Hulle is in die honderde duisende deur die Turke vermoor, uitgemoor, volksmoord, baie lank terug. En Jedward kom uit daai agtergrond uit, al 25 jaar in Frankryk, werk by 'n groot winkel, kettingwinkel, Carrefour, miskien ken julle vir Carrefour, goeie werk, goed gevestig, en die man is op die punt om sy vrou te verloor. Want Jedward het 'n stap geneem in die geloof, en hy het Jesus, die Heer en Meester van sy lewe gemaak, nog voor ek by hom uitgekom het. En toe sy vrou uitvind dat hy het 'n wedergebore Christen geword, toe sê sy, ek gaan jou los. En sy het hom begin skei. Toe ek en Jedward begin by mekaar uitkom en ons het saam gereeld begin Bybelstudie doen, ek het hom begin disipel. Hy het altyd vir my gesê, Martin, ek is soos 'n vis wat in jou boot gespring het, jy sal my moet uitgooi en ontslae te raak van my. En dis waar, Jedward het so 'n goeie vriend geword, en ons het elke week by mekaar gekom en saam die Bybel gestudeer en die woord van God bestudeer, en ek het hom gehelp groei en gedisipel in die geloof. En Jedward begin van hierdie beginsels wat ek hom geleer het, ek het nou net vars van die drukker af, vars, ek het hom gekry toe ons hier geland het. Maak disipels wat disipels maak. My 3de boek, en ek hoor julle is 'n gemeente wat disipels maak. Prys die Here, ek is so bly om dit te hoor. En ek het die beginsels wat ons deur die jare geleer het en toegepas het, het ek alles in hierdie boek vasgevat. En as jy belangstel in ietsie anders, en julle doen dit nou al reeds, dis fantasties, vat die boek, vat hom saam huis toe, en leer hoe om disipels te maak, wat ander disipels maak. En ek het altyd seker gemaak, alles wat ek vir Jedward leer, moet hy kan vat, en weer op ander mense te kan toepas, en hulle te kan leer. En Jedward begin het doen, ek het hom gedoop so 4-3 jaar terug, saam met 'n klomp ander gelowiges, en hy begin groei, deel geraak van ons bedieningsspan, en hy begin 'n klein gemeentetjie plant in die suide van Parys. En hy kom na my toe so 'n paar maande gelede, hy sê, Martin, daar is nou 4 vroue in hierdie groepie wat ons mee by mekaar kom, wat gedoop moet word, jy moet hulle nou doopklasse gee, en jy moet hulle doop. Ek sê, nee, dit werk nie so nie. Ek sê, jy gaan hulle leer. Ja, maar Martin, ek is nie 'n pastoor nie. Ek sê, waar staan dit in die Bybel, jy moet 'n pastoor wees om hulle te leer? Nee, is waar, dit sê nie. Ek sê, hier is die materiaal, gaan leer hulle. 3 lesse, baie eenvoudig, hy doen dit, hy kom terug na my, hy sê, Martin, ek het die klasse met hulle gedoen, hulle is nou reg om gedoop te word, ons moet 'n plek kry waar hulle gedoop kan word, en dan moet jy hulle doop. Nee. Hoekom moet ek hulle doop? Nee, maar jy is die kerkleier. Ek sê, is jy 'n gelowige? Is jy gedoop? Ja. Maar ek sê, ja, jy kan hulle doop, maar ek weet nie wat om te doen nie. Ek sê jou wys, moenie bekommerd wees nie. En ons maak die afspraak, en die 4 vroue, soos julle kan sien daar op die skerm, kom by mekaar in 'n gemeente daar in Parys, en Jedward het sy eie bekeerlinge opgelei, doopklasse gegee en gedoop. En hy is nie eers 'n verordeneerde predikant nie. Is dit nie wonderlik hoe die Here werk nie? God is aan die werk. So 'n paar jaar gelede met ons eerste familiekamp wat ons gedoen het, net na die eerste sessie die Saterdagoggend kom Boyko na my toe aangestap. En sê, Martin, ek moet nou gedoop word. Daar is die swembad, ek wil nou gedoop word. Wow, Boyko, net 'n oomblik. Wie is jy? Ek ken hom die eerste keer dat ek die man ontmoet. Ek kom van Toulouse af. Ek sê maar, ons het nie gelowiges in Toulouse wat ek van weet nie. Nee, sê die ouens in Bordeaux het na hom uitgereik en hulle het gesê hy moet aan die kamp toe kom en hy is 'n imam gewees. Sy huis was 'n huis van gebed, nie vir die Christene nie, vir Islam. En hy het gesoek na die waarheid. En een nag word hy wakker en Jesus verskyn aan hom. Hy was wakker, dit is 'n visie. Hy het nie 'n droom gehad nie, was 'n visie. En Jesus sê vir hom, volg my.
En net daar kom Boyko tot bekering, Bulgaarse Turk, uit Islam uit. Hulle nooi hom na die kamp toe, en want sy vrou was 'n Christen, maar sy het hom nou gerespekteer, sy het gesien, sy gaan hom nie kan draai nie. Hy was 'n moslim, hulle huis was 'n moskee gewees, waar hulle kom bid het, en hy het hierdie visie van Jesus, net daar gee hy sy lewe aan Jesus, hy kom kamp toe, na die eerste sessie op die kamp, het die Heilige Gees hom so aangeraak, hy kom na my, so hy moet gedoop word. Ek ken hom nie, ek roep 2 van die ander ouderlinge, ek sê, hoor, praat 'n bietjie met Boyko, julle ken hom, en julle ken sy kultuur, julle weet waar hy vandaan kom. Hulle sê, nee, dit is reg, hy het regtig tot bekering gekom, jy kan hom doop. Ek sê, nee, ek gaan hom nie doop nie, julle gaan hom doop. Ons het gereël met die kamp, koue, het was in die winter gewees, in die swembad doop hulle vir Boyko. Maar die ding in die Bulgaarse Turkse kultuur, die huwelik is heeltemal 'n anderste benadering wat hulle het. As hulle hou van iemand, dan sê vir sy pa en ma, ek hou van die meisie, hulle gaan vat die meisie en hulle saam. Daar's nie 'n amptelike verbintenis teenoor mekaar wat wettig geteken word nie. En Boyko was getroud met sy vrou en nie wettig nie. En ek sê toe vir hom, Boyko, jy moet jou vrou wettig trou. Anderste gaan ek nie saam met jou kan werk nie. Want dit is 'n probleem wat ons het in die Turkse Bulgaarse kultuur. En Boyko is daai Augustus maand Bulgarië toe. Hy het sy vrou gaan trou en hy stuur vir my die foto. Sê, Martin, ons is nou amptelik getroud voor die Here. Want ons gesê, ons sal jou doop as jy ons beloof, jy sal jou vrou amptelik gaan trou. So laas maand is ek in Toulouse, gereël met 'n Franse kerk om hulle saal vir ons beskikbaar te maak. En hierdie groepie het begin by mekaar kom in Toulouse. En Boyko, hy's 'n rowwe diamant. Ek weet nie of jy 'n rowwe diamant jy in die gemeente het nie, Dion, maar Boyko is 'n rowwe diamant. Hy lei nou hierdie groepie. En wat ek hom leer, vat hy na hulle toe en hy gaan leer hulle. Die Here is aan die werk. Elke jaar kom ons by mekaar as 'n groep gelowiges reg oor die land. Die mense met wie ons werk is eenvoudige mense. Hulle sny bome in die bos en hulle verkoop dit as brandhout. Hulle werk op konstruksie, maatskappye, bougeboue, nie hoë opvoeding of skolering nie, bittermin van die skool klaargemaak, bittermin van hulle praat regtig waar Frans, vlot. Eenvoudige mense. En elke jaar probeer ons hulle by mekaar kry, maar laas jaar het dit so baie gereën in Frankryk. Ek en Pietro het ook ons tassies reg gehad om te kom. En die mense kon nie werk nie. Hulle kon nie genoeg geld by mekaar maak nie. En hulle het nie genoeg inkomste gehad om die kamp te host nie. En ons kon dit nie gedoen het nie. Maar hulle is so opgewonde elke jaar as ons by mekaar kom. Maar laas jaar was nie noodwendig 'n slegte jaar nie. Want ons het 84 dooplinge gehad laas jaar. Van al die gemeentetjies reg oor die land. En dit is nie omdat ons so wonderlik is nie. God is aan die werk. Is jy ook? Ek het van hierdie 84 het ek persoonlik net 14 gedoop. Die res was almal deur die leiers en die ouderlinge van die gemeentes wat geplant is, gedoop. En ek en Pietro, ons reis die hele land plat en ons lei die leiers op, ons rus hulle toe, ons mentor hulle, ons help hulle om die leiers te word wat God vir hulle in gedagte het. Ons het so 'n week gelede het ons die klein gemeentetjie in Swasson gaan help om te begin met 'n evangelisasieprojek. En Swasson, as jy nou kyk op die kaart, sal jy nou sien daar waar hy nou so bo aan die regterkant, so uit buitekant Parys. En die gemeente bestaan uit so 100 Turkse Bulgaarse gelowiges. En hulle wil graag uitreik in hulle gemeenskap. En ons het hulle gaan leer die Vrydag
En die Saterdagoggend is ons uit op die straat om die Bybels te versprei. En kom terug en hulle het so bemoedig geraak. Maar die Vrydag aand, dis nou 'n week terug, laas Vrydag 'n week gelede, toe ons nou klaar is met die oriëntering en al die Bybeltjies wat ons gestempel het om uit te gee op die mark, kom Ashem aan die linkerkant van die skerm, sê Martin, hy noem my Martin Abi, Big Brother Martin. Is maar net manier van respek, Ouboet Martin. Hy sê, Martin, vertel my bietjie van die Heilige Gees. Nou, ek het al baie met hulle gepraat oor die Heilige Gees, en hoe om gevul te word met die Heilige Gees, maar daar's 'n honger wat in Ashem se hart loskom. En ons sit in die kar vir amper 'n uur, en ek praat met Ashem, en ek verduidelik hom van die Heilige Gees, en hoe hy dit kan kry, en wat kan gebeur. En hy sê, maar Martin, hoe gaan ek weet? Ek sê, jy sal weet wanneer jy 'n encounter met God het, wanneer die Heilige Gees kom, jy sal weet, dit is iets wat net in die geheim gaan gebeur met jou nie. En ek sê, gaan in jou kamer en gaan bid, en begin die Here loof en prys, en wanneer jy by 'n punt kom, wanneer jy met jou eie taal nie meer kan uitdruk wat in jou hart beleef nie, gee jou mond vir God, en hy gaan met jou begin praat, deur jou mond. En hy sê, dis reg, ek is daar weg. Saterdagoggend 9:00 is ons terug by die kerkie, want ons maak nou reg vir die verspreiding. En Ashem kom na my toe, hy sê, Martin, maar hy het so groot glimlag op sy gesig, hy straal sommer so, hy sê, Martin, gisterand toe ek by die huis kom, toe gaan doen ek wat jy vir my sê, en jy weet, ek kom op daai punt wat ek nie meer kon sê wat ek wil sê nie, en toe begin ek praat in 'n taal wat ek nie verstaan nie, is dit okay maar? Ja, dis reg, die Here het jou gedoop, hy sê, hy is so bly, hy is nou bang, gaan hy dit mis, gaan hy dit verloor, ek sê, nee, volgende keer, doen net weer dieselfde, jy's gevul met God se Gees. Ons vier Pinkster hierdie naweek, vir die wat dit nie weet nie. Die Heilige Gees het gekom om ons te bekragtig, sodat ons getuienis kan wees. Amen. God is aan die werk, en hy nooi jou uit, om saam met hom te werk. Nou, wat kan jy nou doen? Hoe kan jy reageer op hierdie stories van 'n Suid-Afrikaanse man van Daspoort, wat daar in Europa bly, en dit is so ver, en so donker daar, wat het dit met jou te doen? En ek wil vanmôre vir jou net bemoedig, en vir jou sê, jy kan baie doen. Heel eerste, kan jy bid. Ek wil jy uitnooi om te bid. Ek en Petro het 'n intersessiegroep, wat persoonlik vir ons intree. Ons het begin met 3 tannies. Ek dink ons is nou al 23 mense van reg oor die wêreld. Ons gaan soek hulle nie. Hulle kom na ons en sê ons wil bid vir julle. Dan sê ek, is jy ernstig? Ja, ons wil bid vir julle, ons wil intree vir julle. Dan sê ek, is reg, gaan jou naam sit op ons het 'n WhatsApp groepie. En die ding met hierdie WhatsApp groep, dis ons groep. Ek wil nie weet van jou gebedsversoeke nie. Ek wil nie weet van al die ander probleme waarvoor jy bid nie. Hierdie is ons groep, ons is baie selfsugtig met hom, jammer. En ons wil net sê, ons is eerlik op hierdie groep, dis baie persoonlik, en ons gaan baie deel, maar jy moet vir ons intree. Ons het hierdie groep mense van 23 wat vir ons intree. Elke dag, waar ek hier staan, het ek 'n groep van 23 wat vir my bid, sodat die Here se werk gedoen kan word. En jy kan bid vir die wêreld. Jy kan bid vir ons. Dis die eerste stap wat jy kan doen vandag. En ek wil jou uitnooi. As jy nou voel, man, ek wil nie vir daai sendeling van Daspoort bid nie. Ek is okay daarmee. Maar begin net bid vir jou gemeenskap. Begin bid vir die wêreld. Begin bid vir die mense rondom jou by jou werk, en jy gaan verbaas wees oor hoe God deurbrake gaan gee. Ons het nou tyd om alles stil te staan nie. Maar jy kan bid. En jy kan iets anders te ook doen. Jy kan gee. Ek wil dankie sê vir wat jy as 'n gemeente gegee het tot nou toe. Dankie vir wat jy gegee het vir wêreld-evangelisasie. En ek wil jou uitnooi vir oggend, julle het elkeen so 'n brosjuretjie gekry, né? Of julle het die brosjuretjie gesien. Dis ons inligting. En as jy voel, jy wil vandag gee vir ons, kan jy die details gebruik daar. Ons is hier by die boektafel ook. Ons sal daar 'n bietjie kuier en gesels. Maar ek wil tog net vir jou vanoggend net ietsie sê. As jy voel, jy wil vir ons persoonlik gee, elke maand, sal jy dit nie asseblief deur die gemeente se sendingkanale gee nie.
asseblief, gee dit in die wêreld evangelisasie rekening. Hulle sal ons ondersteun daarmee. Maar as jy nou voel, nee, ek wil jou net eenmalig ietsie gee, jy is welkom, jy kan dit hier kom doen, of op 'n ander manier, jy kan die QR-code scan. Maar ons wil graag 'n pad saam met jou as 'n gemeente stap, want dit is goeie grond waar jy in belê. Elke moslim wat tot bekering kom, is jou vrug. Die boeke wat ek geskryf het hier vanoggend, julle weet van die rand van die paradys, ons storie, ons in die bediening ingekom het. Die tweede boek, Floreer, deel ek 7 beginsels, wat ek en Petro geleer het op die sendingveld, wat ons toepas in ons lewe, en wat ons help om net aan die gang te bly in ons bediening. Soos visie, hoe kry jy visie? Hoe lyk goddelike visie? Die ander hoofstuk 6 van die spesifieke boek, ek wil jou aanmoedig, vat die boek en gaan lees dit, hoofstuk 6, vrygewigheid. Ek deel daarin ons benadering rondom vrygewigheid, die gee van die eerste vrug en nie die oorblyfsels nie. So as jy 'n bietjie iets daarvan wil leer, ek het dit breedvoerig daar bespreek. Al hierdie boeke, die boeke wat jy op die skerm sien, ons het die boeke saamgebring hier, al hierdie boeke is gratis. Moenie by die tafel kom en vir my vra, Martin, wat kos dit nie? Die boeke is gratis. Inteendeel, in my laaste boek, hierdie ene, is daar binne in die eerste bladsy gesê, hierdie boek mag nie verkoop word nie. Hy's gratis. Maar, as jy wil iets gee, is jy welkom. Ons het 'n kaartmasjienkie en 'n QR-code wat jy kan scan, jy kan iets gee, maar gee soos wat die Heilige Gees jou lei. Want ek sê vir jou, jy's vry. As jy vandag vir my sê, Martin, ek het nie geld nie, ek is arm, of ek's broke, vat die boeke, asseblief, vat dit, en gaan lees dit. Dis 'n geskenk van ons, vir jou. Maar as jy wil iets gee, gee soos wat die Here vir jou sê. Ek vra net dat jy vir jou e-posadres vir ons gee, ons wil jou graag inskryf in ons nuusbrief, daar is plek waar jy dit kan doen, maar ek wil jou ook aanmoedig, liewe gemeente, kom ons maak 'n nuwe verbintenis tot die sendingvisie van hierdie gemeente. En kom ons begin weer gee, sodat ons 'n verskil kan maak in die wêreld. Want God wil NDO gemeente gebruik om die wêreld te verander. En ek weet hier's baie werk plaaslik, maar ek het jou nodig om my te help in Europa vir die miljoene moslems van Jesus te vertel. Het jy enige idee van hoe duur dit is om in Europa te bly? En ons moet ons bediening aan die gang hou. Ek kan dit nie doen sonder jou nie. En ek wil jou uitnooi. Maak weer daai verbintenis tot hierdie gemeente se sendingprojek. En dan laastens wil ek jou uitnooi om vanmôre, en ek gaan saam met jou bid daarvoor. Ek wil jou uitnooi om vir die Here te vra, wat wil hy met jou doen? Want miskien sê die Here vanmôre vir jou, jy moet gaan. En ek weet, ons het deesdae hierdie sendelinge, hulle gaan Thailand toe, kom terug, of hulle gaan Vietnam toe, kom terug vir 3 maande. Wonderlik as jy dit doen, prys die Here, ek is bly jy doen dit. Maar ons het ook mense nodig, wat gaan bly in 'n moslim woonbuurt in die noorde van Parys, en Jesus sal leef vir sy moslim vriende. Ons het families nodig, wat bereid is om hulle lewens neer te lê, in Turkye toe te trek, en in Tarsus te gaan bly onder Turkse moslems, en hulle lewe te gee vir Jesus. Want daai ou weet nie hoe lyk 'n Christen nie. Dalk is jy as 'n rekenmeester, of 'n loodgieter, of 'n ander professionele persoon geroep om daai getuienis uit te leef in 'n moslimland. En God praat met jou vanoggend. Asseblief, ek kan nou vir jou sê, dit werk nie om ongehoorsaam te wees nie. Ek wil ook nie daar wees nie. Ek is daar want die Here het my geroep en hy gebruik ons. Dit help nie, jy hardloop weg nie. Ek kan nou vir jou sê, hy gaan vir jou kry. Maar as jy in die geloof uitstap, gaan die blessings van die Here op jou reën. En jy gaan die vrug sien van wat God wil doen deur jou lewe en in jou lewe. God is aan die werk. Wat doen jy? Ek wil jou uitnooi. Ek wil net gou bid. Kom ons bid net gou, dan gaan ek teruggee vir Dion. Ek wil net vra, kan jy nie daar sit en vra, want ek glo die Heilige Gees wil met jou praat vanoggend.
Vader, dankie vir elke hart wat jy roer vandag, om te gee, om te bid, en om te gaan. En is my gebed vanoggend, Here, dat jy sal kom deur jou Heilige Gees, en elkeen die vrymoedigheid, die moed van sy oortuiging sal gee, om daai eerste stap te vat in die geloof. Dalk is dit om nou vir die eerste keer by te dra finansiëel tot die sending saak van hierdie gemeente. Dalk is dit om die knieë te buig en net te begin bid vir wêreldevangelisasie. Maar Here, ek hoop vandag dat hier familie sal opstaan en sê, ons sal gaan waar die Here ons ook al stuur. In Jesus naam. Amen.